Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil vanmôre saam met julle lees met Lukas 19, die eerste 10 verse, die ou bekende verhaal van Saggeus. So kyk, wat gaan ons vanmôre by Saggeus leer, in terme ook van hierdie gedeeltetjies wat ons elke dag so deur die week mekaar deel in die stiltyd. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Dis vir ons die belangrike woorde. Jesus sien hierdie hooftollenaar, sien hom in die boom, stop hom en hy sê, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees tot hier. Ek wonder, hoe dink julle oor hierdie vraag? Glo jy dat Jesus eers in jou lewe inkom as jy reg gemaak het? Dat Jesus eers inkom as ek my sondes bely het, skoon gemaak het? Moet ek eers herstelwerk doen voordat hy my kan lief hê? Is 'n belangrike vraag, want nie almal het die antwoord reg op hierdie een. Ons leef in 'n wêreld van transaksie, ooreenkomste. Jy bied dit, dan gee ek dat. Dis 'n ruil, dis 'n transaksie van ooreenkoms, voorwaardes, gevolg. Jy moet presteer om beloon te word. Jy moet eers hard werk voordat jy die bonus kan verdien. Ons het 'n Afrikaanse onderwyser gehad wat altyd gesê het, en sal my altyd bybly, het altyd sê, penny nie gee nie, banana nie kry nie. So, jy moet gee om te kry. En so, as ons nou dink in terme van hierdie hele ding oor gedagtes waaroor hierdie hele gesprek, hierdie stukkies uitgaan, dan het ons daarin geleer dat 'n mens se brein maak koneksies. Jou brein kan nie altyd onderskei tussen dit wat logies nie, maar hy sien daar sekere beginsels en dan trek hy die beginsels deur. So alles wat in my kop is noodwendig waar en bewys nie, want my brein kan nie onderskei tussen waardes nie. En dan gebeur dit omdat ons in hierdie wêreld sien alles werk so. Eers penny gee, dan die banana. Eers dit presteer, dan die wins. Dan trek ons hierdie goed ook in ons geestelike lewe in. Dan begin ons ook daar so dink. Ek moet eers my lewe regmaak, dan sal God my aanvaar. So baie mense bly gedurig vir julle lewe lank as ware op 'n afstand van God af.
omdat hulle met hierdie prentjie sit, wat met hierdie koppe en hulle koppe vasgevat geraak het, met alles van kleins af. As jy jou bed opmaak, dan kan jy so toe gaan. As jy hierdie dinge gedoen het, dan gaan jy sakgeld kry. Alles moet eers, dan die beloning. Ek moet ophou sonde doen, voordat in my lewe sal wil inkom. Hoekom sou hy in my lewe wil inkom, as ek nou nie so goed lyk soos die een of daai ene nie? Hierdie prentjie is een van die prentjies wat ons vanmôre uit hierdie verhaal wil kom afbreek. Want die vraag is dit waar? En ek dink hierdie verhaal leer vir ons hier 'n belangrike les daaroor. Nou, Saggeus staan dit was die hooftollenaar. So hy het belastings ingevorder. Hy was in diens van die Romeinse Ryk, wat op daardie stadium oor die Jode geheers het. So hy was in diens van die vyand. En as hooftollenaar was hy in 'n magtige posisie. Net soos ons vandag in ons wêreld sien met die ANC en beheer, is daar ouens wat in magsposisies is, en ons hoor oral oor die nuus dag vir dag van al hierdie bedrog en korrupsie en al hierdie dinge en die verrotting en mense wil aan mense uitbuit. En iets hiervan was dan ook deel van Saggeus se wêreld. Hy was gehaat omdat hy sy posisie misbruik het om sy eie mense te benadeel, om hulle as ware af te pers en te besteel. En so word hy skatryk. Nou sê hierdie verhaal van ons, wys vir ons, geld en hierdie besittings en rykdom het nie Saggeus gees versadig nie. Daar was 'n leegheid in hom. Hy was waarskynlik baie eensaam en verstote as 'n gehate man. En iets dryf hom toe hy hoor van Jesus van Nasaret. En toe Jesus hierdeur moes gaan, hy moes geweet het Jesus kom, want hy wou hom sien en hy het geweet watter pad gaan hy deur die dorp. En as hy hom nie sien nie, dan weet hy watter pad gaan hy loop, en hy hardloop vooruit en hy klim in die boom, sodat hy Jesus kan sien. Die skare was in die pad, en daarom moes hy in die boom klim, want hy was hierdie kort mannetjie. Nou hulle sê in daardie tyd was dit verskriklik onvanpas vir 'n ryk man en 'n volwasse man een posisie om te hardloop en dan nog in 'n boom te klim en jou bene te laat sien. So hulle sê dit moes nogal baie van Saggeus gevat het om hierdie dinge te doen. Nou skryf iemand daaroor, nou sê hy Saggeus se honger, dit wat die binnekant gedryf het, was iets baie groters. Daardie stadium was sy trots. Hy moes net vir Jesus sien. Die klop was daar. Die behoefte, die dreig, die dringendheid hierin. En dan sit hy daar en Jesus kom, en as Jesus hier kom by die boombaai is, dan stop Jesus, dan kyk hy op. En hy sê vir hom hierdie woorde. Saggeus, jy moet gou afklim, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy wil net graag vir Jesus sien. Net gedink, as hy net kan sien, weet nie wat was sy verwagting en alles. Maar as hy daar sit, dan ontdek hy, maar Jesus weet lankal vir my, hy sien my. En voor hy nog iets kon sê of kon vra of iets van sy behoeftes en woorde kon omsit, dan kyk hierdie Jesus op. Dan kyk hy op en hy sê, klim gou af, ek moet na jou huis toe kom. So ons sien hier Jesus stap in 'n sondaar, 'n bedrieger, 'n gehate man se lewe in. Jesus roep hom nie af en sê vir hom, ek sien jy verlang na 'n nuwe lewe. Ek sien daar's 'n begeerte in jou hart, jy gemaak reg jou lewe en kom sien my nie. Nee, Jesus sê vir hom, vandag moet ek in jou huis tuis gaan. Jesus sien iemand in die moeilikheid,
met hierdie dringende behoefte. En hy stap in sy lewe in. Saggeus het hierdie klop gehoor. En as hy soontoe kom, dan kom Jesus in. Wat Saggeus se hart geraak het, was hierdie ontvanklike woorde, vriendelike woorde, geen oordeel nie. Hy was waarskynlik gewoon dat mense hom gevloek en geskel het en skaars na hom gekyk het, dat hy verworpe was. Maar hier, sonder dat hy nog 'n woord gesê het, kom hierdie man sê, ek moet na jou huis toe gaan. Dis asof Saggeus net geweet het. En hy het onmiddellik afgeklim en het Jesus na sy huis toe gebring. En voordat Jesus nog vir hom kon preek oor sy slegte lewe en al die dinge wat hy verkeerd gedoen het, dan sien ons hoe hierdie moment van Jesus wat in sy lewe kom, hier van binnekant af, alles verander en sommer net borrel dit oor sy mond. Hy het geweet wat verkeerd is. En as hierdie een hom dan so vriendelik ontvang, dan borrel hy net. Hy sê, die helfte van my goed sal ek vir die armes gee. En as ek iets afgepers het, sal ek dit 4 dubbel teruggee. Saggeus doen dit nie omdat Jesus hom gedreig het met die hel, of omdat die mense vir hom gesê het, jy gaan hel toe met al jou skelmigheid nie. Hy het ook nie gedoen omdat die mense hom gehaat het nie. Jesus se aanvaarding, Jesus se genade en hierdie sagtheid waarmee hy ontvang is, ruk alles hier binnekant oop. En hy maak oop vir die Here Jesus in sy lewe wat totaal verander. Ons het nie weer vorentoe van hom gelees nie. En die belangrikheid is dat hierdie verhaal vir ons vertel het van Jesus wat in 'n sondige mens se lewe instap as hy die behoefte sien, die begeerte om Jesus in jou lewe te hê. 'n Begeerte vir iets niets en anders. As ons nou so terugkyk na hierdie verhaal, dan mag het so wees dat jy dalk vandag voel soos Saggeus. Miskien is daar 1 of 2 van julle wat voel, ek dra so swaar aan die gewig van my slegte besluite en skuldgevoelens oor die feit dat ek dat lank so half op 'n afstand bly staan het. Dat ek nie naby genoeg gekom het nie, omdat ek nie gedink het, hy sou vir my naby wou hê nie. Omdat ek so baie keer al probeer het, en dit nie maak nie. En omdat ek op myself opgegee het. Maar dan hoor ek vandag die Here Jesus, hoor ek hom weer as hy vanmôre vir my en vir jou kom sê, ek ken jou naam. Ek sien jou hart. En ek wil vandag in jou huis inkom, net soos dit is. Saggeus het nie gehuiwer en sê, Here, wag net 'n bietjie te gou net my huis aan die kant gemaak nie, want as jy dan weet wat in hierdie huis vir my aangaan nie. Saggeus het net gesê, ja Here. Hy het hom huis toe gevat en het gejubel en oorgegee. En miskien is dit net dan skuldgevoelens wat vir jou swaar maak, maar miskien draai jy swaar onder mense se verwerping. Mense wat vir jou laat voel het as mense so oor my voel, wat nog die Here. Miskien voel jy dat mense nie op gee op jou nie, dat mense op jou neersien. Miskien trek jy een kant toe, omdat jy nie dink jy sou tuis kon wees tussen hierdie mense nie. Die wêreld verstaan nie onvoorwaardelike genade nie. En dit lyk baie keer asof die kerk dit ook nie verstaan nie. Dit lyk dikwels asof ons wat sê dat
ons aan die Here Jesus behoort, ons wat lidmaat is van die kerk en wat deel geword het daar, dat ons ook nie altyd die onvoorwaardelike genade van die Here verstaan en kan aanvaar nie. Dink ons as gemeente, as gelowiges, moet vir onsself 'n paar vrae vra. Is ek nie dalk een van die fariseërs wat so wetties dink, soos Jona as ware, as die Here hom stuur na die sondige stad toe, dan voet hy die teenoorgestelde rigting, as die Here hom uiteindelik terugbring, en hom konfronteer daarmee, dan sê ek het geweet dat U 'n genadige God is, en dat U hulle gaan vergewe. Ek en jy as gelowiges nie ook dikwels so nie. Dat ons ook voel, is onaanvaarbaar dat daar sommer net afgeskryf moet word. Dat die Here hierdie skelm, hierdie korrupsie, hierdie korrupte mense, hierdie mense wat kwaad bedink en kwaad doen, sommer net sal vergewe. Is nie aanvaarbaar. Hulle moet die verantwoordelikheid dra, hulle moet hulle pad eers omvat, voordat ek hulle gaan toelaat. Is ons nie dalk net soos hierdie skare, wat op ander mense kyk en verstom staan, verwag jy dat ek hierdie mense moet aanvaar, dat Jesus saam met sondige mense, as julle as gelowiges met hierdie mense sou meng nie. Die ergste, dat ons onsself moet afvra of ons nie dalk soos hierdie skare in die pad gestaan het, dat sy gees Jesus nie kon sien nie. Dat sy gees, of dat mense vandag nog denkbeeldig in 'n boom moet klim, op ander maniere moet doen, om by Jesus uit te kom, omdat ons houding, en ons ongeërgdheid, en ons veroordeling, in hulle pad staan, om by Jesus te kom. Hulle meer en meer laat glo dat hulle nie daar thuis kan wees nie. Of help ek dalk, deurdat ek Jesus se liefde en genade gaan wys. Sien, dis hierdie goed wat ons in ons koppe moet uitsorteer. Dis hierdie goed wat ons vanmôre moet hoor, vir onsself moet hoor. Wat doen Jesus met die sondaar wat nader staan? En dan sien ons, hy red hulle, en dan verander hy hulle. Hulle moet nie eers verander gered word nie, want in hulle self leer Paulus, is ons niks, is ons magteloos en vir ewig verlore. En dis wat hierdie verhaal, en wat Paulus vir ons in ons koppe wil inbring, sê, kry hierdie prentjie. Jesus werk nie transaksioneel nie. Hy sê nie, jy moet eers gee en verdien nie. Hy kom in hierdie man se lewe in, wat soekend is. En as hy inkom met sy liefde, dan is dit soos 'n krag, wat Saggeus se hele wêreld en sy denke en sy alles tot dusver uitmekaar uitruk en totaal verander, sodat hierdie afperser en hierdie een wat geld en goed en rykdom aanbid het, skielik sê, ek deel dit uit. Hoeveel gaan oorbly? As hy die helfte weggegee het, nog al die afgeperste geld 4-dubbel moet teruggee. Maar vir Saggeus was dit wat hy gekry het, wat hy na verlang het, ver meer as wat hy kon droom. Dis die hart van God, wat deur Jesus vir my en vir jou en vir die wêreld kom wys is. En hy wil hê dat ons moet hoor en dat ons harte moet verander.
As die Saggeuse van hierdie wêreld in my en jou teenwoordigheid kom, by my en jou wat by wie Jesus reeds woon, dan behoort ons die deur oop te maak dat hy saam met ons kan inkom en saam met ons in die heerlike teenwoordigheid van die Here Jesus kan sit. Die maaltyd, die vreugde. Dat ons hom met Jesus se liefde, vir haar met Jesus se liefde sal ontvang. God se genade verander harte. Hy moet eers by Jesus uitkom. Want Jesus verander harte. Ons mag nie deure toemaak nie. Ons moet hulle by Jesus bring. Ons moet die liefde in die hart van Jesus in die wêreld wees. Dis wat hierdie verhaal vir ons kom leer. Dis die prentjie wat in ons kop moet wees. God is totaal anders as wat die wêreld doen. Hy doen anders. Hy gee anders. Hy begin op 'n ander kant. Nie voorwaardelik nie, onvoorwaardelik. En mag hierdie prentjie vandag nie in ons kop kom lê dat ons onsself gedurig hierdie ding kom sê. Eerstens vir myself. Toe Jesus in my hart ingekom het, het hy begin om dinge anders te maak. En is my en jou verantwoordelikheid om te hoor wat hy sê en hierdie goed te begin dink en bedink. En om toe te laat om ons gedagtespatrone te kan verander sodat ons gedragpatrone kan verander. Sodat die ongelukkigheid en onsekerheid in sekerheid en vrede kan verander. Maar ons moet dit hoor en dit begin doen en ons gedagtes so begin inoefen. Sodat ons van ons skuldgevoelens en die druk wat dit kan ontsla raak. Dat ek aanvaar, ek is syne, hy het my gered. En dat ek my hart en my gedagtes op hom sal rig en sal vul, sodat hy my dag vir dag, stukkie vir stukkie kan verander, om te groei, om meer en meer soos hy te word. Ek kan niks aan my redding doen nie. Het is klaar gedoen. Wat ek en jy moet doen, is om hierdie realiteit, dat ek sy kind is, te laat groei en te ontwikkel. Om dit wat hy my deur genade gemaak het, meer en meer te laat realiseer. Sodat die Saggeuse van die wêreld wat na hom soek, nie verder hoef te soek as na my en jou nie. Omdat hulle die Here Jesus sien, dat hy leef, dat hy teenwoordig is, in en deur my en jou lewe. Mag die Here vir ons help, dat ons, as ons dan hoor, dit is wie Jesus is, wat hy gedoen wil hê, dat ons vir hom vra, maak my soos U. Dat ek verwelkomend sal wees, dat ek nie eise sal stel nie, want U Gees moet die verandering doen, want sy Gees sal dit nie op homself kan doen nie, soos ek en jy dit ook nie op homself kan doen nie. Mag die Here met sy groot liefde en genade vir ons leer om anders te dink, om ons verstand te oefen met hierdie ding. God is anders. God is die genadige. God is die liefdevolle. God is die een wat vergewe. En God is die een wat ons wil roep om te sê, kom na my toe. Ek sal vir julle rus gee. Hy is die een wat vir ons deur Paulus kom sê, oefen hierdie dinge, maak los, span julle in en groei en word dit meer en meer.
Dat my droom sal wees en my energie gefokus sal wees om meer en meer soos hy te word. Dat is my losmaak van die verlede. Losmaak van my swakheid. Dat ons nie daardeur vasgevang word nie. Want ek weet by ons vergifnis. Dat hy wil hê dat my fokus moet skuif na dit wat kom. Dit wat besig is om te gebeur. Dit wat kom en wat hy wil hê. Mag die Here vir ons hierdie genade gee. Dat ons skoon gewas word van die verlede. Skoon gewas word van veroordeling. Nuut gemaak word deur genade. En dat genade ons manier sal wees van praat en van doen. Sodat die soekende Saggeuse by Jesus kan uitkom. Dat Jesus ook hulle lewens kan verander. Dat ons hom sal toelaat dat my dade, my verhoudings sal verander in iets permanents wat sy eer in hierdie wêreld sal groot maak. Iemand sluit dit so af, hy sê, dat is net nou gesê, jy word nie gered omdat jy verander nie, maar jy verander omdat jy gered is. Dis genade. En dan sê hy, genade moet die eerste hoofstuk van 'n nuwe lewe skryf. Die eerste hoofstuk van 'n nuwe lewe word deur genade geskryf. Genade dat Jesus inkom. Genade maak Jesus 'n realiteit. Genade dat hy wegkyk en sê, ek moet vandag in jou huis inkom. Jy Saggeus wat swaar dra in jou gewete. Wat swaar dra onder die verwerping. Maar ek is hier. Dat kan nie word. Mag my en jou hart nie word in ons beskouing. En mag jy en ek mense wees wat so leef, dat ons mense by die nuutheid kan uitbring. Wat hulle in my en jou lewe sien en ervaar. Amen. Ons Vader, ons bely dat ons swak mense is. En ons bely dat ons 'n klomp reëls in ons koppe het. Ons weet nie aldag waar ons daarby dit uitkom nie, maar ons moet ook bely dat ons by hierdie goed vasstaan en dat ons ook verward is, dikwels soos wat Paulus was, so oortuig dat hy op die regte pad is. Dankie dat hy ingegryp het om sy kop te verander. Nou bid ek dat hy in elkeen van ons harte en koppe ook sal ingryp. Dit wat skeef is, wat hard is, wat weerhou en wat toesluit, gaan hom verander. Sodat ons kan oorgee, nuut leef en nuut dink, nuwe drome droom, nuwe werklikhede oopmaak vir hulle wat soekend is. Leef en regeer deur u genade in Carletonville-Suid. En begin nuwe hoofstukke in baie mense se lewens skryf deur die liefde en die genade wat ons aan hulle betoon. Ek bid dit in Jesus se naam.